Die uitlaatgasse van motors was nog altyd 'n belangrike besprekingspunt in die debat oor lugbesoedeling. Een van die minder bekende bestanddele wat saam met uitlaatgasse vrygestel word, is lood. Lood word by petrol gevoeg om die ontbrandingsproses te verbeter en dit bevorder ook die werkverrigting van 'n motor. Na raming word jaarliks sowat 10.000 ton lood in die lug van Brittanje byvoorbeeld weens petrolverbranding vrygestel. Dwars oor die wêreld begin al hoe meer stemme opgaan oor die gesondheidsgevare wat lood in die atmosfeer inhou. Die vraag is nou, het Suid-Afrika 'n besoedelingsprobleem as gevolg van die lood in ons petrol? En word die gesondheid van Suid-Afrikaners bedreig? Hier is 'n bydrae oor die belangrike onderwerp. Die motor is nie alleen 'n produk van die mens se vindingrykheid en vermoë om te ontwikkel nie. Ontwikkeling en vooruitgang wentel vandag in 'n baie groot mate om die motor. Die voorspoed wat die motor in die 20ste eeu teweeggebring het, word daagliks versuur as mense hulle lewens verloor of geestelike en liggaamlike letsels opdoen. Die meeste van ons vereenselwig hierdie letsels net met motorongelukke, maar daar word deesdae al hoe meer bewyse gevind dat soortgelyke gevare ook in uitlaatpype kan skuil. Ongesteldheid deur lood kan deur verskeie faktore veroorsaak word. Baie verwe het 'n loodbasis en as klein kindertjies daaraan kou, kan hulle 'n gevaarlike dosis lood inkry. Mense wat in gebiede woon waar sagte water is, moet baie versigtig wees as hulle huise loodwaterpype het. Maar volgens 'n klomp wetenskaplikes bestaan daar min twyfel dat petrolverbranding die hoofoorsaak van hedendaagse loodbesoedeling is. Die Nasionale Sentrum vir Gesondheidsstatistiek in die Verenigde State het bevind dat 90% van alle loodbesoedeling aan petrolverbranding te wyte is. Alledaagse petrol in die meeste lande bevat 'n sekere hoeveelheid lood. Met die verbranding van petrol in die motorenjin word lood in 'n chemiese vorm saam met die uitlaatgasse vrygestel. Lood kan dan in die bloedstroom beland wanneer mense asemhaal of as loodbedekte voedsel geëet word. Lood wat saam met petrolgasse vrygestel word, beland ook in die grond waarin kinders speel. Dit is dus onvermydelik dat hulle van hierdie stofdeeltjies insluk. Volgens 'n Britse mediese handleiding absorbeer kinders 5 keer meer lood as volwassenes. Baie wetenskaplikes meen dat veral klein kindertjies ernstig deur loodbesoedeling benadeel kan word. Die omstredenheid van lood in gesondheid wentel nie soseer om die siektes vanweë loodvergiftiging in nywerhede waar mense aan hoë konsentrasies lood blootgestel word nie. Die siektes wat lood in hierdie omstandighede tot gevolg kan hê, is al lankal aan mediese bekend. Die groot vraag is egter hoeveel lood in die atmosfeer as gevolg van petrol 'n bedreiging vir die mens se gesondheid inhou. Sommige navorsers in die buiteland het bevind dat lood in die atmosfeer skadelik vir die verstandelike ontwikkeling van kinders kan wees. Volgens professor Chris Wicht van die Departement Gemeenskapsgesondheid aan die Universiteit van Stellenbosch is dit moeilik om dit te bewys. Of skoonheid in gunste van die vermindering van lood in petrol is, meen professor Wicht dat Suid-Afrikaners nie in hierdie stadium bekommerd hoef te wees oor die hoeveelheid lood in ons atmosfeer nie. Volgens die opnames wat gemaak is van lood in die atmosfeer in Suid-Afrikaanse stede is dit op hierdie tydstip nog nie 'n gevaar nie. Maar wat die toekoms gaan inhou met meer voertuie wat gebruik gaan word, meer brandstof, meer organiese lood wat in brandstof is bestaan die moontlikheid wel seker. 'n Wetenskaplike ondersoek by die Universiteit van Kaapstad het egter aangedui dat sommige kinders in die Kaapse Skiereiland meer lood in hulle bloed het as die veiligheidsgrens wat internasionaal aanvaar word. Mevrou Jasmin von Schierending van die Departement Omgewingsleer het meer as 1200 leerlinge ondersoek. 19 skole is by die projek betrek. Volgens mevrou von Schierending was dit nie die oogmerk van haar ondersoek om vas te stel of lood in petrol die oorsaak van hoë loodvlakke in kinders is nie. Dit is egter interessant om daarop te let dat die gebiede waar loodvlakke onder kinders die hoogste was, naby paaie met hewige verkeersdruk geleë is. My findings indicated that approximately 7% of the children that we tested had high lead levels. Of these children, about twice as many children living in urban industrial areas compared with children living in outlying areas had high lead levels. The highest lead levels were found in children attending schools on busy roads, living in areas of high traffic density.
we found that children attending one school in particular in Woodstock, approximately 17% of the children had high lead levels above the internationally accepted safety limits. In comparison with children attending a school in an outlying area of Hout Bay, approximately twice as many children at Woodstock School had high lead levels compared with the other children. Mevrou von Scherending het ook met behulp van die onderwysers die klaskamergedrag van groepe kinders met onderskeidelik hoë en lae loodvlakke vergelyk. In Woodstock is 15 leerlinge met die hoogste loodvlakke oor 'n tydperk deur hulle onderwysers dopgehou. Die loodvlak in die bloed van hierdie groep was gemiddeld 35 mikrogram per desiliter bloed. Die internasionale veiligheidsgrens is om en by 30 mikrogram lood per desiliter bloed. 15 leerlinge met die laagste loodvlakke is ook in Hout Bay deur hulle onderwysers dopgehou. Hulle gemiddeld was 11 mikrogram lood per desiliter bloed. Dit wil sê sowat 2/3 minder lood as die Woodstock se kinders. Mevrou von Scherending het ten opsigte van hierdie twee groepe kinders bevind dat die leerlinge in Hout Bay oor die algemeen minder leerprobleme het. Hoewel soortgelyke studies met betrekking tot lood en verstandelike ontwikkeling elders in die wêreld mevrou von Scherending se bevinding staaf, maan sy dat groter steekproewe en meer gesofistikeerde navorsingsmetodes nodig is alvorens haar resultate vir Suid-Afrikaanse omstandighede veralgemeen kan word. Ek staan op die oomblik hier voor die ou stadsaal in Kaapstad. Die koperpyp daar agter my is verbind met instrumente waarmee die loodgehalte in die atmosfeer van die stad gemeet word. Nou, sommige mense beskuldig natuurlik die Kaapenaars daarvan dat hulle oorbehep is om hulle mooi natuur te bewaar. Daaraan steur hulle maar min, want die Stadsraad van Milnerton het op die vorige kongres van die Kaapse Munisipale Vereniging reeds 'n mosie ingedien waarin gevra word dat die probleem van loodbesoedeling ernstig bekyk word. Nadat dit bekend geword het dat Milnerton 'n mosie oor lood in petrol op die kongres ter tafel wou lê, het Associated Octal, die maatskappy wat lood aan Suid-Afrikaanse raffinaderye verskaf, gepoog om die Stadsraad tot ander insigte te bring. Volgens Dr. Benny Reich, die onderburgemeester van Milnerton, het sy raad besluit om voort te gaan met die mosie, selfs nadat Associated Octal 'n kenner uit die buiteland gekry het om die Stadsraad toe te spreek. Dit het eintlik begin deur 'n referaat wat gedoen is deur 'n professor van patologie van die Universiteit van Stellenbosch wat werk gedoen het op die loodkonsentrasie van primêre tande wat verwyder is, en hy het veral gekonsentreer op areas om en by ons, industriële areas byvoorbeeld, areas van Botesig veral en van Edgemead, wat ek vergelyk het byvoorbeeld in die area van Malmesbury. En hulle het bevind dat die loodkonsentrasie van die primêre tande baie hoër was as die primêre tande by, soos ek sê, byvoorbeeld in ander areas buiten die industriële gebiede. En as gevolg daarvan het ek toe na my raad toegebring die uitslae van die navorsing wat gedoen is en van die publikasie, en het vir my raad gevra dat ons graag so 'n mosie moet bring aan die Kaaplandse Kongres, munisipale kongres, nie alleen vir wat hulle beskou het as 'n plaaslike probleem nie, want ek beskou dit nie as 'n plaaslike probleem nie, ek beskou dit as 'n nasionale en internasionale probleem, wat die gesondheid veral van ons kinders en van ons toekoms baie sterk kan beïnvloed. Die mosie van Milnerton is eenparig deur die lede van die Kaaplandse Munisipale Vereniging aanvaar. Meneer Pieter Colombo, sekretaris van die vereniging, verduidelik hoekom die kongresgangers die mosie so sterk ondersteun het. Die munisipaliteite, die verskillende lede van die vereniging, het kennis geneem van die toetse wat reeds gedoen is en waar bewys is watter invloed, nadelige invloed die loodinhoud in die lug op gesondheid van mense, veral kinders het. En alhoewel hulle van die kleiner munisipaliteite miskien nie so dig bevolk is nie, het hulle nogtans vir Milnerton baie sterk gesteun, omdat dit ons kinders raak. Die vraag is nou of die verwydering van lood uit brandstof wel die gevare van loodbesoedeling sal beperk. In die Verenigde State is die loodgehalte van brandstof in die laat 70er jare met meer as 50% verminder. Navorsing het getoon dat dit die lood in die bloed van voorskoolse kinders met meer as 40% laat daal het. Nou moet daar ook gesê word dat lood nie sommer onbeheerst by brandstof bygevoeg kan word nie. In die meeste lande moet die loodgehalte van brandstof aan sekere minimum vereistes voldoen. Die doeltreffendheid van hierdie maatreëls word egter bevraagteken omdat die getal motors in daardie lande toegeneem het. In Suid-Afrika word nagenoeg 0,8 gram lood per liter petrol deur die Suid-Afrikaanse Buro vir Standaarde toegelaat. In die meeste nywerheidslande met groter motorbevolkings is die beperking strenger. Byvoorbeeld Australië 0,4 gram per liter, Engeland 0,4 gram en vanaf 1986 moet die loodinhoud na 0,15 gram verminder word. Wes-Duitsland laat nou al slegs 0,15 gram lood per liter petrol toe.
Die Russe, Japanners en Amerikaners kan reeds 'n geruime tyd loodvrye petrol koop. Amerikaanse vulstasies bied motoriste 'n keuse van 3 soorte petrol, naamlik gewone petrol en 2 grade loodvrye petrol. Gewone petrol wat 'n lae loodgehalte het, is die goedkoopste. Vir loodvrye en superloodvrye moet die motoris ekstra opdok. Na verwagting sal lood mettertyd heeltemal uit Amerikaanse petrol onttrek word. Dieselfde geld vir ander nywerheidslande waar sterk belangegroepe loodvrye petrol propageer. Die ontloding van brandstof sal nie sonder drastiese finansiële opofferings kan plaasvind nie. Lood is in die 20er jare van hierdie eeu by petrol gevoeg om die oktaangehalte van brandstof te verhoog. Dit help om die brandstof so ekonomies en doeltreffend as moontlik te verbrand. Verder dien lood vandag ook as 'n smeermiddel wat help om enjinslytasie teen te werk. Wie en wat sal dus moet aanpas as lood vandag uit Suid-Afrikaanse petrol gehaal sou word? Meneer Fred Botma, die tegniese direkteur van die Outomobielassosiasie, verduidelik. As lood uit die brandstof gehaal word, sal of die brandstof aangepas moet word, of die motor engine sal verander moet word. Byvoorbeeld lae drukverhouding, verharde klip, beddings en sovoorts. En wie gaan op die ou end vir die koste verantwoordelik wees? Uiteindelik sal die motoris daarvoor moet betaal. Motors wat vandag op Suid-Afrikaanse paaie in gebruik is nie ontwerp om met loodvrye petrol of petrol met 'n laer loodgehalte te ry nie. Die motorvervaardigers in Suid-Afrika beskou lood as 'n onontbeerlike bestanddeel om die Suid-Afrikaanse motoris doeltreffend en ekonomies te vervoer. Volgens die Nasionale Vereniging van Motorvervaardigers in Suid-Afrika, oftewel NAMSA, moet enige poging om petrol te ontlood rekening hou met verrykende koste-implikasies wat wyer strek as net verhoogde motorpryse. Met betrekking tot motorpryse word 'n styging van om en by 10% beraam. NAMSA waarsku ook dat die motoris tevrede sal moet wees met 'n motor wat meer brandstof verbruik as ook swakker werkverrigting het. Meneer Fred Botma van die AA is egter meer optimisties oor die aanpassing van motors vir loodvrye petrol. Ek dink dat die motors van die toekoms so ontwerp sal word dat die uiteindelike verwydering van lood feitelik geen effek op die werkverrigting van motors sal hê nie. Met ander woorde, daar sal beter ontwerping wees van ontbrandingskamers, meer gebruik gemaak word van sofistikeerde outomatiese radkaste en miskien oorgeskakel word na die Hesselman-prinsip waar brandstofinspuiting gepaard gaan met vonkontsteking. Meneer Botma, hoe ver is ons van hierdie punt af? Daar is al in sekere oorseese lande in hierdie rigting beweeg. En ek dink as die motorbedryf dit pak, die probleem pak, sal dit binne in die volgende 6 tot 10 jaar gebeur. Om lood uit petrol te haal of te verminder, sal ook verrykende ekonomiese en strategiese gevolge vir die Republiek inhou. Lood verbeter die ontbrandingseienskappe van petrol. Die oktaangehalte van petrol is 'n aanduiding hiervan. Daar is tans nog nie 'n geskikte plaasvervanger vir lood nie. Aan die witwatersrand wat hoog bo CSP lê, is die loodgehalte van petrol ietwat minder omdat Sasol alkohol bygevoeg word. Dit help wel om die oktaangehalte te verhoog, maar dit kan nie as 'n finale oplossing bestempel word nie. Om petrol vandag te ontlood sonder om oktaangehalte in te boet, vereis 'n meer intensiewe raffineringsproses. Meer ruolie moet gebruik word en raffineringskoste sal oor 'n wye front styg. Die Departement van Mineraal en Energiesake waarsku dat Suid-Afrika meer ruolie sal moet invoer en dat bykomende kostes waarskynlik tot 'n verhoogde petrolprys sal bydra. Ondanks al die ekonomiese en strategiese implikasies wat lood in petrol vir Suid-Afrika inhou, bly die vraag nog staan. Hoe swaar weeg dit as die gesondheid van die gemeenskap in gedrang sou kom? Ja, ek kan eintlik nou nie kommentaar lewer nie. Ek dink dit is 'n gesondheidsprobleem. As die Departement van Gesondheid en Welsyn wel kan bewys dat lood in atmosfeer, afkomstig van lood en petrol, 'n gevaar inhou, dan sal ons natuurlik als in ons vermoë doen om die loodvlakke in die petrol te probeer afbring. Die Departement van Gesondheid en Welsyn is egter oortuig daarvan dat Suid-Afrikaners in hierdie stadium nie rede tot kommer het nie. Ons doen al van 1975 navorsing op hierdie gebied, omdat ons weet dit is 'n gesondheidssensitiewe ding. En ons het tot dusver nog geen tekens gekry dat die lood verminder moet word nie. Ons het 'n uitgebreide netwerk van metingstasies dwars oor die land, waar ons doelbewus gaan vir die plekke waar hoë konsentrasies is. Teenoor miskien in ander lande, waar hulle sommer op enige plek dit geneem is. Het ons doelbewus gegaan vir die gekonsentreerde plekke. En tot dusver
het ons geen tekens gekry vind dat die lood van so 'n aard is nie dat dit onveilig vir die menslike gesondheid is. Wat kan u departement doen as daar bewyse gevind word dat die lood in die Suid-Afrikaanse atmosfeer wel gesondheidsgevare inhou? As ons dit sou vind, sal ons definitief 'n aanbeveling aan die kabinet maak en dan sal die kabinet moet besluit of dit verminder moet word of nie. Die resultaat van navorsing oor loodbesoedeling in die Kaapstadgebied is blykbaar nie voldoende om die owerheid en nywerhede tot drastiese optrede aan te spoor nie. In 'n debat wat enerzijds sensitief en anderzijds omstrede is, wonder baie mense of meer navorsing oor die gesondheidsgevare van lood in die Suid-Afrikaanse atmosfeer nie groter duidelikheid en gemoedsrus in die hand sal werk nie. Maar as lood in ons atmosfeer tans nog nie 'n gesondheidsgevaar inhou nie, moet daar dan gewag word totdat dit dalk te laat is. Lood kom natuurlik nie net in die uitlaatgasse van motors voor nie, maar ook in sommige van ons huise. Ek dink byvoorbeeld aan loodwaterpype of aan ou verf wat afskilfer. Ons kinders se speelgoed moet ook met 'n loodvrye verf geverf word. En rou groente en vrugte moet deeglik afgespoel word om enige moontlike inname van lood en ander besoedelingsstowwe te voorkom.